Ag seuns en dogters, ons het vanoggend hier op die rusbank ons onder 10A rugby span. Hulle was hierdie jaar die wenners gewees van die Goue Leeuwsliga. Nou ek moet vir julle sê, dit was nogal 'n naalbyt wedstryd gewees. Hulle het vir ons grys hare gegee, nog meer as wat ons het, daar langs die veld, want hulle het dit tot op die einde gelos. Nou, Coach David, as ons daar by jou kan begin, ek weet jy is so een van 3 afrigters daar in die span. Het jy gedink as afrigter dat hierdie span sou gewen het? Ja, ek moet vir jou sê, meneer Venter, hulle het daarom laas jaar ook die finaal gewen. As onder 9, so ja, ons het redelik selfvertroue gehad hierdie jaar, dat hulle dit weer sou kan doen. En nou as jy moet sê, Coach David, wat dink jy is uniek aan hierdie span? Wat maak hulle so 'n bietjie anderste? Ek dink die spangees het ons later reg gekry. Ek dink in die begin van die jaar het ons nog heel wat net alleen probeer speel, maar ek dink soos die seisoen aangegaan het hulle as 'n span al hoe beter begin speel en ons het redelik goeie diepte ontwikkel deur die seisoen. En nou Coach David, net so vir die laaste vraagie van my kant af. Watter oomblikke in die wedstryd dink jy was die sleutelmomente in die wedstryd? Ja, ek sou sê in die finaal het ons geweet ons speel teen die wind, die eerste helfte. En dit was 'n baie sterk wind gewees en ons as coaches het gesê al draai ons 14 punte agter halftyd. Moet ons nie bekommerd wees nie, ons sal dit nog steeds kan maak. Toe ons halftyd agter gedraai het, was die span maar baie nervus geweest, maar ons as coaches het geweet dat daai wind is verskriklik sterk, jy kan niks teen die wind doen nie. En toe ons tweede helfte het die wind baie goed gebruik en teruggekom, maar ja, vir hulle om te verstaan dat hulle agter is halftyd en die coaches sê ons is okay, moenie worry nie. Ek dink nie hulle het lekker verstaan nie, maar ek dink na die tyd het hulle verstaan dat ons verstaan waaroor dit gaan. Jy kan nie teen daai wind is belaglik sterk geweest. En dit is maar bietjie guts gevat van hulle om te vertrou dat ons nog alright is. Want hulle was so die algemene seisoen nie baie keer halftyd agter geweest nie. Maar ek dink hulle het in hulle self geglo toe hulle sien die coaches is daarom redelik vertroue dat die agterstand halftyd nie so verskriklik erg is nie. Coach David, baie dankie. Leon de Koker, waar sit hy? Leon, jy was nou die kaptein gewees daar in die finaal. Ja, meneer. Sê 'n bietjie vir my, was daai wedstryd teen Rodekrans vir jou moeilik geweest? Ja, meneer, ons het gedog ons gaan verloor in die eerste helfte, maar toe het ons goed teruggekom in die tweede helfte. Jy het 'n bietjie terugbeklei in die tweede helfte. Ja, meneer. Nou, jy is nou kaptein. Wat dink jy maak van 'n kaptein 'n goeie kaptein? Hy moet selfvertroue hê in sy span en hy moet net dat hierdie kinders net doen wat hulle moet doen. Wat hulle geoefen het, né? Ja, meneer. Goed. En dan wat dink jy is jou boodskap aan hierdie span? Dankie dat julle kon saamwerk met ons in hierdie jaar en hierdie seisoen dat ons so goed kon doen. So Leon sê vir sy span baie dankie en ek seker julle begin dalk al bietjie voorberei vir volgende jaar, né? Ja, meneer. Nou die seuns wat die wedstrydpunte aangeteken het in daai spesifieke wedstryd was Ruwan, Leon, Lewis en Wendry het Matthew gedruk daar teen die einde. Sê 'n bietjie vir my manne. Matthew, het julle daai 3 beplan? Nee, meneer. Julle hom nie beplan nie. Nee, meneer. Nou wat het jy gedink toe hulle daai bal vir vinnig afskop? Meneer, Zandra is baie vinnig. As hy die bal vat, dan gaan skop hy vinnig af. Dan hardloop ek saam met hom. Toe skop hy af en toe vang ek hom en toe het ek 'n ou gestep en toe step ek nog een en toe het ek geduik en toe druk ek. Jy het daai step bietjie geoefen voor die tyd. Nee, meneer. Seuns, wat dink julle? Ons het nou almal Saterdag rugby gekyk. So hierdie vraagie is nou nie op my boeke nie. Wat dink julle kan ons leer uit Saterdag se wedstryd van die Springbokke af? Onthou nou, ons vra nou vir die manne hier voor. Een van julle manne laat ons bietjie hoor. Ruban, waar's Rubies? Rubies, vat bietjie daar. Wat dink jy kan ons leer uit Saterdag se wedstryd?
Nee, die Springbokke was 22-0 voor. Toe dink hulle gaan maklik wen en toe kom die Aussies toe wen hulle ons. So wat leer ons daaruit? Moenie opgee nie, jy moet Moenie opgee aanhou nie tot en op die ek dink einde toe. partykeer ons moet nooit laat ons kop, ek dink die Springbokke se koppe het so geraak, nê. Ons het gedink ons kan nie meer verloor nie. En sport is wat sport doen. Sport bring 'n mens aarde toe, net wanneer jy te veel dink van jouself, nê. Enige iets anders ter manne, hoe sien julle uit na die volgende jaar? Julle nuwe planne? Meneer, ek sien uit dat ons goed sal speel. Ons sal hopelik weer wen, meneer. Goed, manne, ons wil vir hulle sê baie geluk en dankie. Nee, luister eers klaar. Dankie vir hierdie jaar. Onthou volgende jaar se seisoen begin van vooraf. Ook die onder 11s wat nou in die oopspanne ingaan, die onder 12s wat nou die leiding moet vat en ons onder 9s en 10s. Harde werk en ons begin van vooraf, maar ons glo Randhart gaan weer 'n skitterende rugby seisoen hê in 2026. Kom ons sê vir hierdie manne baie dankie.